Goeiemôre, 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 Sanbonani Dumelang, Abshen, good morning, en Noorwees hulle goeiemôre. Goeiemôre kerk tussen Mililande, familie en vereniging. Dit is so lekker om weer by julle te wees. Ek weet dit is nou nie by die kerk saam nie, maar ons is saam in ons harte en in die oomblik terwyl jy hierdie video kyk, en daarvoor wil ek dankie sê dat julle my ook elke jaar nooi. Voor ons begin met vandag se preek, wil ek julle graag groet, en ek groet julle in die naam van ons Vader, die Seun en die Heilige Gees. Vandag se teks is uit Lukas 8. Dit is oor die vrou wat van bloeding gely het. Die hoofstuk is van hoofstuk 40 tot 56, alhoewel dit ook 'n ander, die dogtertjie van Jairus behels, fokus ons net vandag op die vrou wat aan bloedvloeiing gely het. So kom ons lees gou saam. Lukas 8 van 40. En toe Jesus terugkom, het die skare hom verwelkom, want almal was hom te wagte. En daar kom 'n man wie se naam Jairus was, en hy was 'n owerste van die sinagoge, en hy val voor die voete van Jesus neer en smeek hom om na sy huis toe te kom. Want sy enigste dogter wat omtrent 12 jaar het op sterwe gelê, en terwyl hy gaan, het die skare hom verdring. En 'n vrou wat 12 jaar lank aan bloedvloeiing gely het, wat haar hele vermoë aan geneeshere uitgegee het, en deur niemand gesond gemaak kon word nie, het van agter af gekom en die soem in die kleed aangeraak, en haar bloedvloeiing het onmiddellik gestop of opgehou. Daarop sê Jesus, wie is dit wat aan my geraak het? En toe het almal dit ontken. Sê Petrus en die wat by hom was, meester, die skare druk en verdring u, en u sê, wie is dit wat my aangeraak het? Maar Jesus antwoord, iemand het my aangeraak, want ek het gemerk dat krag van my uitgegaan het. En toe die vrou sien dat sy nie verborge gebly het nie, kom sy bewende en val voor hom neer en vertel hom voor die hele volk om watter rede sy hom aangeraak het en hoe sy onmiddellik gesond geword het. En hy sê vir haar, hou goeie moed, dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede. Terwyl hy nog spreek, kom daar iemand van die owerste van die sinagoge se huis en sê vir hom, u dogter is dood, moenie die meester lastigval nie. Maar toe Jesus dit hoor, antwoord hy hom en sê, moenie vrees nie, glo net en jy sal gered word. En toe hy in die huis kom, het niemand toegelaat om in te gaan nie, behalwe Petrus en Jakobus en Johannes en die vader en die moeder van die meisie. En almal het gehuil en oor haar rou bedryf. Maar hy sê, moenie huil nie, sy is nie dood nie, maar slaap. En hulle het hom uitgelag, want hulle het geweet dat sy dood was. En toe hy almal na buite uitgejaag het, gryp hy haar hand en roep haar en sê, dogtertjie, staan op. En haar gees het teruggekom, en sy het onmiddellik opgestaan, en hy het beveel, dat hulle haar iets te ete moes gee. En haar ouers was verbaas, maar hy het hulle beveel gegee, om niemand te sê wat gebeur het nie. Kom ons sluit ons oë. Ons hemelse Vader, Here, baie dankie vir u liefde, vir u genade, vir u krag. Heavenly Father, we thank you for your grace, for your unconditional love, for your presence in this moment, for the Holy Spirit, vir die Heilige Gees in ons lewens, in ons liggaam, in ons hart, in ons siel, vir die Heilige Gees wat ons lei, wat ons moed gee, wat ons krag gee.
Here, baie, baie dankie. Ons kom voor U en vra dat, Here, soos ons saam op die manier kom, dat U hierdie woord sal vat en hande en voete in ons lewens sal gee, dat ons prakties iets sal maak, sal hoor, sal vind, kos sal vind van hierdie teks om saam te vat in die nuwe jaar, om saam te vat in ons lewens. En ook al in die verskillende plekke in ons harte waar ons is, dat ons iets van U sal hoor, sal voel, sal weet, sal onthou, sal herinner. Herinner ons aan U liefde. Here, baie dankie vir vandag, vir môre, vir die nuwe jaar. Dankie ook vir gister. In U naam alleen. Amen. Hierdie teks, julle weet mos, as Charlotte preek, dan skryf sy ook iets waarin sy prakties wil vashou en van wil leer. En van hierdie teks af, soos ek aan hierdie teks gewerk het, leer ek saam dat die teks vertel ons van 'n vrou wat gelei het aan van bloedvloeiing, wat eintlik menstruale vloeiing is. Die ander vertaling, ek dink dit is die 53, vertaal dit as volgehoue menstruale vloeiing, waaraan sy gesukkel het. En as mens teruggaan na Levitikus 15, soos ek hier in my notas geskryf het, 19 tot 30, besef 'n mens, dat omrede sy gelei het aan hierdie bloedvloeiing probleem, het dit bedoel dat sy in die Joodse kultus, in die Joodse kultuur, as onrein beskou word, en dat haar toestand haar verbode maak om aan Jesus te raak. So, omrede sy ly aan 'n menstruale probleem, mag sy nie eintlik in die publiek wees nie, sy mag nie aan God raak nie, aan Jesus raak, omrede sy onrein is. En soos ek hierdie sê, weet ek ook van baie Afrika kulture hier in Suid-Afrika, wat nog steeds ietsie, nie dieselfde nie, maar ietsie van dieselfde reël, en quotation mark, het waar as 'n mens, as 'n vroumens, aan bloedvloeiing ly elke maand, of daardie week van die maand, mag sy nie buite wees nie, sy mag nie aan mense raak nie, sy mag sekere dinge nie doen by die huis, of sy mag ook nie, byvoorbeeld as daar 'n troue of 'n event is, mag sy nie daar wees nie, want sy is beskou as onrein. So daar's kulture en tradisies in die lewe, of in ons land, kan ek sê, want ek weet in die Belle en die Sotho, en in Nguni tradisies is dit nog so, wat iets in hierdie, as dit vreemd klink, wil ek sê, iets van hierdie vreemdheid verstaan. Sy is desperaat, en sy het hierdie belief, hierdie geloof, dat maak nie saak wat die konsekwens van haar kultuur, haar tradisie, die tradisie van haar tyd is nie, sy gaan nog steeds uitgaan en na Jesus toe gaan en aan Jesus se kleed raak en ook in die publiek wees. Wat actually baie gevaarlik was in daai tyd van die, wat my mense, during the time to do so, it has consequences, want dit is, she's breaking the law, sy breek die reëls wat hulle baie erg aanglo. Die mooi daarvan is dat Jesus dit 'n positiewe reaksie het hieraan, wat ook iets sê dat Jesus nie regtig omgegee het oor hierdie reëls van kultuur en so nie. Hy het meer omgegee oor die feit dat hier kom 'n vrou, en hierdie vrou is sinseer, en sy het alles gegee om gesond te word, en Jesus help haar, en na Jesus haar gehelp het, sê Jesus vir haar, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. So Jesus weier ook om sy verlossing werk deur enige sosiale of godsdienstige grense of tradisies of kultuur
te laat beperk, wat vir my baie mooi is. So hierdie baie kort stukkie in die Bybel, in die middel van die ander storie, want dit is 'n baie interessante storie, dit is soos fit in 'n toebroodjies, dit is hier in die middel, Jesus stoor oor Jairus se dogter, eindig weer met Jairus se dogter, en dan hier in die middel vertel dit ons oor hierdie vrou, en dit is ook 'n storie wat ek wil sê, vir my, ek het as tema geskryf, my tema bo is, ek is bly daar's ongemaklikheid in die Bybel, en daar's ongemaklike stories in die Bybel, want hierdie storie is vir my, personally, nogals baie ongemaklik, want dit is vir my ongemaklik as vrou, ewen vandag, om te praat oor menstruale vloeiing, oor menstruale probleem, oor sulke issues ook as dominee om op 'n preekstoel te staan en te praat oor 'n teks wat praat oor 'n vrou wat sukkel met menstruasie, want dit is nie iets wat ons hardop sê nie. Dit is nie iets wat in gesprekke maklik kom nie. En dit praat ook oor die ongemaklikheid van die dood van 'n kind. Dit is dood op sy eie is ook vir my baie ongemaklik. So, ek skryf, toe ek my notas maak hier, dat my fokus is, om dankie te sê, dat daar ongemaklike verhale is in die Bybel. En ek sal dit meer verduidelik, soos ek aanhou praat. Ongemaklike verhale in die Bybel, want ongemaklike verhale kan ons taal gee, om te praat oor ongemaklike omstandighede waarin ons onsself vind. Byvoorbeeld, ek het 'n ander voorbeeld gemaak, want soms het ons nie woorde om te praat oor sekere dinge wat ons face nie, maar as dit in die Bybel is, voel dit vir my of daar tools is vir my, om daaroor te kan praat en gemaklik te kan grief en gemaklik te kan wees dat dit is waarmee ek sukkel of waardeur ek gaan. Byvoorbeeld, ek werk mos aan Psalm 137. Psalm 137 is ook 'n baie kort stukkie. En in konteks, so die stukkie eindig met vat hulle babatjies en dash them against the rock. Dis wreed. Dis is, hoe is hierdie teks in die Bybel? En teologies kan ons teoloos stry oor, was dit in exile geskryf, is dit na exile, is dit bly ongemaklik. Ander teoloog vertaal dit as, mense, hulle dit nie bedoel nie, dit was net 'n gebed, ander teoloog vir daai rigting, ander teoloog nou weer fokus weer op die feit dat, in die antieke tyd was sulke wreed daar. After war, they would take the babies, and the mothers, and they would dash them against the rock. Want die argument was dat daar nie weer oorlog sal gebeur nie, maar dit self is so ongemaklik om ewen uit te spreek en te sê, hier's dit. Dit is so violent, jy weet, en daar is ook ander tekste in die Bybel wat net so ongemaklik is. Soos byvoorbeeld die Book of Judges 19 tot 21, die Levietse concubine, soos hulle dit sê. Die vrou word seergemaak. Sy word sexually seergemaak. En sy word ook in pieces gesny, vertel die storie, en die storie is so seer en so ongemaklik, en hoe preek 'n mens oor hierdie issues. So, my fokus vandag op die verhaal is om klem te lê op ongemaklikheid van vorentoe kom met sekere issues in die lewe. Ek dink nie dit is maklik vir die vrou wat onrein beskou word om vorentoe te kom en plus in die publiek en om vir hulp te vra nie. Die feit dat die verhaal in die Bybel is, bied vir ons ruimte om as kerk ook te praat van ongemaklike gesprekke. Verskillende ongemaklike gesprekke in ons land. Ons het ook probleme
soos die in Judges, ons het probleme soos die oor violence in ons land. Jy weet, en soms soek ons taal oor hoe praat ons hier oor sonder om iemand seer te maak, sonder om te voel ons is gehoor. So die geloof wat gewys word in die teks, beide in die vrou en in die kind wat dood is se ouers, moet ons hoop gee om aan iets vas te klou wat ons help glo dat Jesus ons sal hoor en help. Wat bedoel ek daarmee? Wat ek daarmee bedoel is, die naamlose vrou kom vorentoe en wil help kry en terug in haar hoekie gaan, maar Jesus maak dit publiek vir almal dat verby sosiale reëls daar genesing vir die vrou was. Haar storie help ons om vandag ook ruimte te skep vir vrouens, vir mense wat teen ander moeilike situasies gaan, wat ook desperaat is vir genesing, wat ook desperaat is vir God se genesing, om aan iets vas te hou en te weet dat God met hulle daardeur gaan. Currently in ons land is daar baie vroue wat deur gender-based violence gaan. Daar is ook baie ongemaklike gesprekke wat ons in die kerk moet hê. En soos Jesus moet ons ook in die frontline hardop hieroor praat. Jesus ook as man is ook 'n voorbeeld dat die issues, sekere issues al is dit oor vroumense, al raak dit net vroumense, moet dit nie saggies net tussen vroue gehandel word nie, of dit nou bloedvloeiing probleme is, en of dit probleme is oor violence, moet ons al hierdie probleme vat en saam as 'n gemeenskap daaraan werk en ook fokus op die kruis en die wete en die geloof dat as ons saam hier aan werk en as ons saam vashou aan hierdie geloof terwyl ons prakties iets hier aan doen, dat ons ook genesing sal vind, dat ons ook gehoor sal word soos hierdie vrou. God sal ons hoor en ook help. Baie van ons in ons land, vrou, man, oud, jonk, in ons kerk, in ons gemeenskap, en ons kom almal uit verskillende tradisies uit. Ons kom dalk nie uit 'n Joodse kultuur of 'n Joodse tradisie nie, maar ons kom ook uit tradisies uit hoe sê ek dit? Ons kom uit tradisies uit wat ook reëls het. Reëls byvoorbeeld dit is unwritten rules, soos byvoorbeeld ons sê baie don't air your dirty laundry. Wat beteken dit? Dit beteken 'n mens kan nie uitpraat of speak out, kan nie vorentoe kom en sê ek het seer oor die volgende, of ek is seer gemaak, of ek I'm still grieving the loss van my kind, I'm still grieving the loss van 20 jaar terug, or I'm still grieving something that happened 20 years ago, want iewers sê ons vir mekaar as 'n society dat die nie gesê moet word nie. En dit is nie fair nie. En ons sien in hierdie teks, dat Jesus ons herinner dat sy verlossing verby tradisie, verby kultuur, verby hierdie vrou was nie Joods nie. Dit gaan verby kultuur, dit gaan verby alles. God se verlossing en genesing is vir almal. As ek mooi onthou, kom hierdie vrou iewers uit die Romeinse tradisie uit. En Jesus gee nie om wie hy help nie. Hy sê nie, is jy Jood? Ok, jy is Jood, dan help ek jou. Nee, nie in daai tyd nie, en ook nie nou nie. En dis wat hierdie teks vir ons sê en leer. In sy ongemaklikheid is dit wat hierdie teks vir ons sê en leer. So elkeen van ons, vandag, kerk, familie, individueel, buite ons politiek, buite ons kultuur, buite
ons unwritten rules. Leer ons 'n paar dinge van hierdie teks. 1, dat al is ons situasie ongemaklik, seer, te groot om te handle. Al het ons al alles probeer, het ons niks probeer as ons nie geloof, met die wete, met die verstaan, met die prakties daarvan om vorentoe te kom, na die Here, na die kerk, na iemand, en te sê, ek kort hulp, sodat ons ook genesing kan vind. Dit klink na 'n weird preek vir die einde van die jaar, maar soveel dinge gebeur in die jaar. Soveel mooi, soveel seer, soveel ongemaklikheid, soveel dinge wat ons nie voor antwoorde het nie. Die lewe is gepak met 'n complicatedness, 'n fragility wat ons nie kan explain nie. Wat ons kan explain is die feit dat God se verlossing vir ons almal is. Wat ons kan explain van hierdie teks af is om aksie te neem. En soos Jesus ander mense 'n stem te gee. Die wat ons weet het nie 'n stem nie. Ek skryf hier ook, ek weet ook dat ons as mense, as kerke, ook stak by gesprekke en niks doen soms nie. Ek dink die verhaal herinner ons dat ons moet opstaan, al sê ons kultuur of ons gemeenskap se reëls, al toelaat ons gemeenskap se reëls dit nie. Maar dat ons eerder meer fokus op Jesus se liefde. Op die manier wat Jesus dinge doen. Op die kruis, op die geloof en wete van wie Jesus is. Ek het laastens, my laaste paragraaf hier, het ek geskryf prakties en individueel lyk dit soos, byvoorbeeld. Ek het voorbeelde gegee. Soms lyk dit soos polisiebel vir iemand wat deur iets gaan. Dit is 'n stap. Soms lyk dit soos saam met iemand by terapie te gaan sit. Soms lyk dit soos saam met iemand by 'n dominee te gaan sit. Soms lyk dit soos 'n voice note stuur vir 'n vriendin en sê, "Sjoe, die jaar was volgepak. Kersfees was volgepak. Ek was alleen Kersfees of ek het alleen gevoel Kersfees. Dis in my hele familie. Ek het soveel om bly te wees, maar ek het ook hierdie wat ek met my dra." Soms lyk dit soos, ekskuus, ek my plekkie verloor. Al sukkel jy met die omstandighede al vir jare, soos die naamlose vrou. Maak nie saak wat die omstandighede is nie. Loss, pain, suffering is nie iets wat ons vergeet oor 'n week, oor 'n maand. Daar's dinge wat ons met ons dra vir jare. En vandag hoop ek en bid ek dat hierdie teks jou gemaklikheid, vrede gee om daai las by God te los. By God se voete te los en eerder aan sy kleed wat vir ons die image van 'n kruis is vas te hou. Wat vir ons die image van God se liefde is en om eerder die las te los en vas te hou aan God se liefde, aan God se verlossing, aan God se genesing. En in die nuwe jaar in te stap met feeling light, lig op die hart, met al die seer wat ons dra, wat ons al vir jare dra, wat ons gister, of laas week, of 10 jaar terug, saam met ons dra. Om soos die jaar eindig,
kers aan te steek en dit te los en te sê, Here, ek los dit by jou voete. Ek kom met die wete dat genesing possible is vir my, fisies, spiritueel, emosioneel. Prakties het ek ook geskryf hier. Prakties as kerk sal en kan ons seker maak, daar is ruimte en spasie en plek om na toe te kom, vir almal. Ons kan saam, met jou en met mekaar, deur die verskillende ongemaklikheid, verskillende uncomfortabilities, verskillende seer van die lewe saamgaan. Toe ek groet, het ek gesê Sanbonani. Sanbonani beteken eintlik I see you. As ek groet en sê Sawubona, dit beteken I see you. Dis om mekaar te sien, Sawubona. En dan jy sê terug Sawubona, meaning I see you. En iets van hierdie groet sê iets van we recognize and acknowledge each other and see each other fully. We see each other's beauty. We see each other's pain and darkness. Die mooi, die lig, die swaar. Mag ons mekaar so sien en nog steeds able wees om God se liefde vir mekaar te gee. Mag ons ook weet dat God sien ons. He sees you, he sees me, he acknowledges you, he acknowledges me. Deur alles hierdie jaar. He sees us. En hy is met ons. Sy genade dra ons deur die seer, deur die complicatedness van tekste wat ons nooit reg ten volle sal verstaan nie. Deur sekere dinge waarvoor ons antwoorde soek in die lewe en dalk nooit sal vind nie en daarmee okay sal wees, want ons weet dit is vir God om te weet en vir God om ons te dra en vir ons om te fokus op sy genesing, op sy aanraking, op sy liefde, soos hierdie vrou. Mag ons aan God se kleed, aan die kruis, vashou, soos ons in die nuwe jaar ingaan, met die wete dat genesing en verlossing possible is, met die wete dat God ons sien. Uyasibona, he sees us, he acknowledges with everything. Die teks sê, God nadat hy al genees het, sê, gaan in vrede. Beteken dit dat as ons daai seer by God se voete los, ons ook vrede moet vind, daar waar daai seer was. Dat God daai seer vat, en ons los dit hier in 2025. Die teks het ook hierdie mooi, jy weet, daar's iets mooi in die Hebreëus en in die Grieks. Dit sê die vrou het 12 jaar lang gesukkel. Dit sê die dogtertjie wat nuwe lewe gekry het, 12 jaar oud was. The number is 'n nommer wat ook 'n teken van volkomenheid is. Wholeness. It also represent wholeness, 12 in ons Christen simboliese syfers. So dat is ook ietsie van 'n volkome, van nuwe lewe, wat ons moet vind in hierdie woorde, in hierdie teks, in hierdie getuienis van hierdie vrou, van hierdie gesin, van die dogtertjie, van God se stem wat sê, staan op. So mag ons opstaan, soos die dogtertjie, soos die vrou, mag ons in vrede gaan.
Mag ons in vrede in 2026 instap. Mag ons ligter. Moenie alles saamdra nie. Los sekere dinge in God se hande. Los ander by 'n terapist. Los ander sake by die polisie. Los ander sake in 'n koffiegesprek saam met 'n vriendin. En vind verlossing en genesing in jou hart. Amen. Kom ons bid saam. Onse Hemelse Vader, skus Here, preek is so lank. Maar dankie Here dat U in ons lewe werk, dat U ons genesing gee, dat U ons vind waar ons is, in die verskillende plekke waar ons is in die lewe. Kersfeestyd lyk anders vir elkeen van ons. Om in die nuwe jaar in te stap, lyk anders vir elkeen van ons. Die lewe se mooi, se complicatedness, se fragileness, se bittersweet lyk anders vir elkeen van ons. Maar Here, dit beteken nie ons is negatief of pessimisties. Dit beteken net, ons het hierdie wete, hierdie, wat noem mense, we content in knowing who you are. En die wete wie God is. En die wete dat God se liefde, God se genade, God se krag ons kan dra. En ons, we see forward, we look forward to the new year. Om ligter in die nuwe jaar in te stap, sodat ons kan hardloop met die geloof, met die wete dat God ons gaan help, dat God besig is in ons land, in ons gemeenskap en in ons kerk. Unshackle us van ons tradisies, ons kultuur en reëls, wat ons self maak as mense. Dat ons sal fokus op God en God se woord. Mag die nuwe jaar vol blessings, seënings sal wees vir elkeen van ons, Here. Dankie, Here, vir die nuwe jaar en ook vir hierdie jaar met alles wat dit behels het. In U naam alleen. Amen. Baie dankie, Kerk tussen Mielielande. Ek het altyd, wat sê mens, ek het altyd 'n baie motivational preek, maar ek het gedink om my te deel oor hoe ek is, as ek sekere tekste lees in die Bybel, en dat ek nog steeds krag in hulle vind, dat ek nog steeds iets van God sien, in elke woord, wat in ons Bybel geskryf is. Happy New Year, Merry Christmas, mooi Sondag, mooi week, mooi jaar, geseënde jaar vir jou. Gaan in vrede, in U naam alleen. Amen.